almal het 'n geseënde dag saam met ons. Ek wil geluk sê aan die mense wat hierdie week verjaar en die wat in die week wat kom verjaar. Mag die Here julle ryklik seën en nog baie anders maak. Sluit die oë asseblief. Liewe Here, baie dankie vir die Saterdagoggend. 'n Koel, sonnige dag waar ons vir die kerk bymekaar kan kom en U te aanbid. Dankie vir die rusdag en dankie vir die veld daar buite wat U vir ons gee, waar ons kan kyk om U skepping te aanskou. Wees asseblief met ons deur hierdie Sabbat, ook so met die mense wat nie kan wees vandag nie, vra dat U seën met ons uitstort. Ons bid en vra in Jesus naam alleen. Amen. Ons sal nou almal saam sing van lied 169. Anna het geweet dat God haar gelei het om by Saratov Staatsuniversiteit, wat gelookeer is langs die Volga-rivier in Rusland te studeer. Anna wou haar kennis voortsit in arbeid, maar daar was geen werksgeleenthede beskikbaar nie. God, ek kan nie 'n werk kry nie, en ek weet dat U hierdie kennis vir 'n rede aan my verskaf het. God het planne vir Anna gehad, groter as wat sy ooit vir haarself kon indink. Eendag het die jeugdirekteur van die Volga-konferensie gevra of Anna nie vir 1 jaar by die missie OIM, One Year in Mission Service, wil doen nie. Die direkteur van die ERO-AC-divisie het vir Anna gesê dat daar talle ander aansoeke vir die pos was. Hulle het daaroor gebid en Anna het daarvan vergeet. 'n Ruk later het sy oproep ontvang van die divisie se jeugdirekteur. Hy het gevra of sy regtig belang gestel het in die 1 jaar missie. Ja, ek wil regtig iets vir God doen, het Anna geantwoord. Kort daarna het sy uitgevind dat sy gekies was om haar divisie in die OIM-program te verteenwoordig. Die program sou New York geloods word in 2013. Nadat sy uitdagende probleme rakende haar visa oorgekom het, het Anna op 24 Januarie
2013 in New York gearriveer en sy dadelik by die ander jong volwassenes aangesluit wat al die verskillende divisies van die Sewende Dag Adventiste Kerk verteenwoordig het. Saam met die jong mense leierskapopleiding in gemeenskapdiens, evangelisasie, mediese senderwerk en kommunikasie ontvang. Die senderwerkers sou dan hulle praktiese ondervinding en opleiding terugneem na hulle onderskeie divisies waar hulle 'n span van 10 vrywilligers uit elke eenheid van hulle divisie sou oplei. Op hierdie manier sou die senderwerk uitbrei. Christus se metode alleen. Ons hoofdoel was om die kerk te laat herleef. Dis het ons probeer om Christus se metode te volg deur met mense te men om sodoende uit te vind wat hulle behoeftes is en hulle uit te nooi om Jesus te volg deur Bybelstudies. Ons het van deur tot deur gegaan en kennis gemaak en sodoende vriende gemaak wat dan bereid was om na ons te luister. Dikwels het dit ook gelei tot Bybelstudies en ons het ook vir hulle gebid. Soms sou ons blindes wat Russiese pannekoeke wat uitgedeel en vir die mense vertel dat God hulle liefhet. Uitreik na die gemeenskap. Anna was geallokeer om in 'n Spaanssprekende kerk in New York te werk. Baie van die inwoners wou burgerskap verkry, maar moes Engels kon praat en daarom het die senderwerkers gratis Engelse klasse by die Adventiste kerk aangebied. Hulle het elke les met 'n Bybelvers begin en die betekenis ensovoorts grammatika aan hulle verduidelik. Hulle het ook mense na die evangelisasieprogram genooi met die doel om Engelse vordering dop te hou. So het hulle vele maniere gebruik om mense aan Christus voor te stel. Hulle moes daar wees. Hulle werk in die moderne stad was net so belangrik soos wat dit in afgeleë gebiede sou wees. Anna het geleer om met ander oë na die kerk te kyk en haar denkwyse te verander. Ons moet ware Christene wees en leer om te leef en werk vir God. Anna, 'n 23-jarige van die Euro-Asia divisie, verteenwoordiger van die loodsprogram One Year in Mission. Sy en 13 ander jong volwassenes het in New York gewerk as deel van die Mission to the Cities uitreiking. Tydens haar verblyf in New York het Anna daarvan gedroom om huis toe te kom en iets baie spesiaals te doen. Sy was geïnspireerd en het begin bid oor wat sy tuis kon doen. In Junie 2013 het honderde leiers, predikante en evangeliste van oor die wêreld in New York saamgekom om aan die algemene internasionale konferensie van evangelisasie deel te wees. Die program het klasse in die dag en praktiese ondervinding in die aand ingesluit. Leonid Rudkovsky, 'n predikant, het voorleggings gelewer by die Oekraïne en Russiese kerke in New York. Wanneer hy nie besig was met klasvergaderings nie, het Leonid en Viktor Kozakov, Adventiste sendingdirekteur, bespreek wat hulle in die gebied kon doen. Hulle het geredeneer dat indien uitreiking in New York, wat 'n moeilike stad is, werk, dit ook in hulle eie omgewing sal werk, in Moskou en Kiev. Die ondervinding het hulle rigting gegee oor hoe om groot stede te bereik, en nou dat hulle gefokus is, het hulle 'n doel om te bereik. Toe Anna Leonid ontmoet, was sy baie opgewonde oor die planne. Hulle was van plan om aan elke deur te volg, 700.000 deure in Kiev. Hulle het kaarte wat elke straatblok en huis aandui. Anna was opgewonde en het geweet sy word benodig. God het reeds die planne, ons moet dit net volg. Na die New York uitreiking het die sendelinge elkeen na sy gebied teruggekeer om die tweede fase van die sendingprojek te begin. Anna is na New York waar sy saam met Leonid gewerk het. Leonid het opleiding verskaf en uitreiking vir die kerklidmate en toesig gehou oor Bybel- en literatuurwerkers asook die mediese sendelinge wat die gemeenskap bedien met algemene versorging en gesondheidsopleiding. Insluitende rookstop, kook en gewigsverlies, alkoholrehabilitasie en moeder en kind gesondheid. 150 sendelinge is na Kiev om te help. 'n Addisionele 18 jong mense is ook by die groep ingesluit. Gedurende die 6 maande opleiding het die sendelinge saam met die Bybelwerkers en mediese groep gewerk. 400 predikante is op 2 weke rotasiebasis gebruik in die projek. Anna beskryf haar eerste dag en sê hulle het geloop en bid van huis tot huis. By elke huis het hulle gebid: God, gee ons asseblief hierdie huis, hierdie mense, berei hulle vir ons voor. Die volgende dag is spanne van 2 elk uit na die huise waar hulle met die mense gepraat het oor wêreldgebeure en vir hulle gevra het of hulle Bybel lees en of hulle dink daar is 'n verbandskap tussen geestelike lewe en gesondheid. Leonid verduidelik wat die sukses van hierdie metode is.
Die feit dat God die mense voorberei vir die boodskap wat met hulle gedeel word. Na die 2 weke was daar reeds 26 nuwe mense wat kerk besoek het. Anna was die meeste geraak deur die jong mense wat sê dit voel asof hulle 'n deel van die hemellewe ondervind. Hulle ondervind Jesus se liefde en werk heeldag vir hom. As ons almal saamwerk, word wonderde verrig. Ons sal nou die diakens vra om die sender offergawe op te neem. Onder die invloed van alcohol. U edelagbare, voor ons begin mag ek dalk vra of hierdie aangeleentheid vandag afgehandel sal word. Ja, gaan voort. U edelagbare, die beskuldigde was gisterand in hegtenis geneem omdat hy onder die invloed van alkohol bestuur het en toe mevrou Jansen van Vieren vasgery het waarna sy ernstige beserings opgedoen het. Juffrou Skols, het jy enige bewyse van hierdie aantuigings wat jy nou maak? Jy het tog sekerlik jou huiswerk gedoen. U edelagbare, ek het verseker. As jy na die skerm kyk, sal jy opname sien wat gemaak is die aand wat die ongeluk gebeur het. Dit was ongeveer 10:00 die aand en die beskuldigde het van sy vriend se 21ste verjaarsdagpartytjie teruggekeer huis toe. Die eiseres was op pad na haar kar toe en die beskuldigde het aangejaag gekom in die eiseres se rigting en haar getref sonder om op die uitkyk te wees vir ander mense of enige gevaar om hom. U hoogheid, my kliënt is 20 jaar oud. Meneer van Bouillon, sê my bietjie, was jy in 'n geveg met 'n krimpvarkie betrokke? Want hy het jy verloor. Edelagbare, om terug te kom op die saak. Dit was wel dom geweest om te dink hy kan bestuur onder so hoë alkoholvlak en sy in hom te hê. Hy is jong, hy geniet nog sy lewe en een simpel foutjie het hom in dieselfde laat beland. Deur net in dieselfde te oornag is klaar 'n groot straf. Die eiseres is tog nie so ernstig beseer nie. Net 'n paar peesplekkies en krapmerkies. Als het dalk so uitgewerk dat die eiseres ook op so 'n hoë alkoholvlak van haar eie in haar motor geklim en dalk haar eie lewe sou neem as dit nie vir my kliënt was wat per ongeluk vroegtydig in haar raak gery het nie. Meneer van Bouillon, jy is verseker reg. Jou kliënt was dom. Juffrou Jansen van Vieren, sê my, het jy ook 'n paar drankies geniet op dieselfde plek en aand as die beskuldigde? U edelagbare. Ek het tog nooit hierdie man by die partytjie gesien waar ek was nie. Edelagbare, ek sou ook nie onthou het waar ek was en waarheen ek op pad was met so hoë alkoholvlak en as ek gelyk is as wat mevrou Jansen van Vieren lyk. Regter, u kan tog sien dat my kliënt onskuldig is. Die eiseres het dood eenvoudig nie gekyk waar sy loop nie. Meer geslinger as geloop as jy my vra. Dit is geen wonder die beskuldigde kon haar nie misry nie. Sy was oralsters in die pad gewees. Stilte in die hof. Meneer van Bouillon, ek is bevrees jy is reg. Nou dat ek die mediese verslag van my vrou Jansen van Vieren deurkyk, verstaan ek wat jy bedoel. Meneer van Bouillon, kry jy vir jou kliënt en sy babbelaars uit my hofsaal uit. Jy hof kan verdaag. Seun, dit is jou eerste en laaste waarskuwing. Ek en jy altyd weet dat dit meer jou skuld was as die onskuldige dame wat jy raak gery het. Jy kan nie vir 5 of selfs 2 jaar in 'n tronksel gaan sit en vergaan oor 'n foutjie wat jy gemaak het. Beloof my asseblief, jy sal nie so onverantwoordelik wees nie en jy sal nie weer so fout maak nie. Ek beloof ek sal meer verantwoordelik wees volgende keer. Nou gaan en sondig nie meer nie en gaan slaap by babbelaars af. Dit is 3 jaar later. Intussen het Sandrie besluit sy gaan aftree en sy gaan net 'n advokaat word. Tamarijn het besluit
nadat sy so onregverdig behandel geword het, sy wil 'n aanklaer word sodat sy mense in dieselfde situasie kan help om vry te kom. Ek het besluit ek wil verder studeer met my studies en ek het die regter geword. Vandag is die 12de Julie 2014, borgsaansoek 3 van 2014. Die aanklag is nalatige en roekelose bestuur onder die invloed van alkohol. U edelagbare, dit is hierdie man se tweede keer in die hof oor dieselfde aanklagte. Die vorige keer was in 2011 en die beskuldigde was onskuldig bevind deur die regter. U was sy verteenwoordiger tydens sy eerste verskyning. U edelagbare, my kliënt is nog jonk, hy het nog soveel voor om te lewe. Hy kan nie vir 5 of selfs 2 jaar van sy lewe in 'n tronksel deurbring nie. U edelagbare, die vorige eiseres, dis nou was nie so ernstig beseer nie, maar hierso praat ons van ernstige beserings. Meneer die beskuldigde, tree asseblief vorentoe. Onthou jy die belofte wat jy gemaak het 3 jaar terug, dat jy nie weer so onverantwoordelik sal wees nie? Ja, my kroon, ek onthou. Daar sarkasme sal nie geduld word. Jou ongehoorsaamheid het jou lelik in die steek gelaat, saam met jou sarkasme. Die borgsaansoek sal nie verder voortduur nie. Ek het my besluit gemaak, meneer Skols. Ek het 3 jaar terug vir jou gesê dat die volgende keer nie so gelukkig gaan wees nie. Borg word hiermee geweier en jou tronkstraf vir 5 jaar word aan u toegeken met jou 250.000 rand boete vir jou sarkasme en jou gedrag in my hof. Die hof sal nou vandag. Ons sal nou saam lees van Lukas 17 vers 8 tot 19. En op sy reis na Jerusalem het hy deur Samaria en Galilea gegaan. En toe hy in 'n sekere dorp ingaan, kom 10 melaatse manne hom tegemoet wat op 'n afstand bly staan het. En hulle het hul stem verhef en gesê: "Jesus, Meester, wees ons barmhartig." En toe hy hulle sien, sê hy vir hulle: "Gaan vertoon julle aan die priesters." En onderwyl hulle weggaan, het hulle rein geword. En een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en God met 'n groot stem verheerlik. En hy het op sy aangesig neergeval en by sy voete en hom gedank, en hy was 'n Samaritaan. Toe antwoord Jesus en sê: "Het 10 nie rein geword nie, en waar is die 9? Was daar niemand onder hulle te vind wat omgedraai het om God te verheerlik, behalwe hierdie vreemdeling nie?" En hy sê vir hom: "Staan op en gaan, jou geloof het jou gered." Altien hierdie melaatses het die kans gehad om dankie te sê vir die genesing van hulle siekte. En elkeen van hulle het die kans gehad om God te prys hiervoor en om Jesus beter te leer ken. Ongelukkig het slegs een die keuse gemaak om terug te gaan na Jesus toe. Farao het ook kans gekry om die Israeliete te laat gaan. Inderwaarheid het hy meer as een kans gekry en meer as een waarskuwing. Maar keer op keer het hy sy hart verhard. Hy het eers die Israeliete laat gaan nadat sy hardkoppigheid die lewe van sy seun gekos het. Jesus roep elkeen van ons. Hy gee ons keer op keer nog 'n kans om hom aan te neem. Hy steek sy hand uit en wag net dat ons dit vat. Gaan ons wag tot dit te laat is? Gaan jy sy hand betyds neem of gaan die storm jou oorrompel? Ons sal nou kans gee vir 'n spesiale item.
die hemel te kom. Hoe gaan ons daar uitkom? Sluit asseblief die oë. Liewe Here, baie dankie vir die Sabbatdag. Dankie vir die boodskap wat ons kon oordra. Ons wil bid en vra dat dit in elkeen van ons harte sal bly. Dat ons weet om by U te kom, gaan ons dit een kans kry. Wees asseblief met ons verder in die Sabbat. Lei ons verder in die verrigtinge wat sal volg. Ons bid en vra dit alles in Jesus naam alleen. Amen.